Nou vriende, ek gaan vanmôre aangaan met my reeks boodskappe van die boek Psalms. Vanmôre is ons dan by Psalm 49, Psalm 49, en ek gaan vanmôre met u praat oor die gedagte van dieselfde lot tref die wyse en die dwaase, die ryke en die arme. Dikwels in ons lewe dink ons dat dinge wat met mense gebeur is toevallig, of dit het per ongeluk oor hulle pad gekom, of dis maar iets wat na hulle kant toe gekom het wat hulle nie verwag het nie, maar ek wil vanmôre vir u sê, daar is niks wat na my en jou kant toe kom, wat die Here nie beskik en bepaal oor ons lewe nie. Somtyds maak dit ons seer, somtyds bring dit trane, somtyds bring dit blydskap en vreugde, maar een ding wat ons sien is dat die Here nie onderskeid maak onder mense nie. Ek hoor baie keer sê mense vir my, ek dink ek is God se blue-eye girl. Mooi man, ja, of se blue-eye boy. Het jy dit al gehoor? Dan dink ek myself, wat bedoel hulle daarby? Die God van hemel en aarde sê, laat reën oor die regverdige en die onregverdige. Hy is 'n genadige en barmhartige God. Nie een van ons verdien om vanmôre hier te wees nie, en tog in sy groote liefde sien hy ons aan. Hy versamel ons in hierdie plek van aanbidding, so ook by baie ander plekke van aanbidding. En moet ons vanmôre agterkom dat ons as mens vir 'n tyd lank op hierdie aarde gaan wees. Ons gaan baie dinge beleef, baie dinge ervaar. So ek gister vir daardie man gesê, dis nie altyd maklik om 'n mens te wees nie, maar een ding sien ons dat die Bybel vir ons sê, daar gaan 'n dag aanbreek dat ryk en arm, die wyse en die dwaase by die doodsjordaan sal uitkom. Nie een van ons is daarvan gevrywaar nie, en dis presies waaroor hierdie Psalm vanmôre gaan. En gaan ons 3 gedagtes hanteer vanuit hierdie Psalm oor die gedagte, dieselfde lot tref die wyse en die dwaase, die ryke en die arme. As dan vir die musiekleier van die kinders van Korag 'n Psalm, nou net 'n onderbreking, ek gaan nie veel uitbrei oor die kinders van Korag nie. Toe ek begin het met die Psalms van die kinders van Korag, het ek u verduidelik waar hulle vandaan kom, hoe genadig en barmhartig die Here vir hulle was, en hoe hulle ook deel was van die tempelaanbidding, en dan ook die werk wat gedoen was by die tabernakel, later dan die tempel, en dan ook die dienswerk wat gedoen is. So hierdie kinders van Korag skryf hierdie Psalm, en hulle sê, hoor dit, alle volke, luister alle bewoners van die wêreld, niemand is uitgesluit nie. Geringes sowel as aansienlikes, tesame ryk en arm. My mond sal louter wysheid spreek, en die oordenking van my hart is net verstand. Ek sal my oor neig tot 'n spreek, ek sal my raaisel verklaar by die sieter. Waarom sou ek vrees in dae van onheil, as die ongeregtigheid van my onderkruipers my omring? Die wat vertrou op hulle vermoë, hulle beroem op die grootheid van hulle rykdom. Niemand kan ooit 'n broer loskoop nie. Hy kan aan God sy losprys nie gee nie, want die losprys van hulle lewe is te kosbaar en vir ewig ontoereikend. Dat hy vir ewig sou voortlewe, die vernietiging nie sou sien nie. Want hy sien, wyse manne sterwe, en die dwaas en die onverstandige kom tesame om, en laat hulle vermoë aan ander na. Hulle binneste gedagte is, hulle huise sal vir ewig wees, hulle wonings van geslag tot geslag, hulle noem die lande na hulle name. Maar die mens wat in aansien is, hou nie stand nie. Hy is soos die diere wat vergaan. Dit is die weg van die wat op hulle self vertrou, en van hulle volgelinge wat in hulle woorde 'n behaag het, Sela. So skape word hulle bestem vir die doderyk, die dood is hulle herder, en die opregtes heers oor hulle in die môre. En hulle gestalte is daar vir die doderyk om te verteer, sodat daarvoor geen woning meer is nie. Maar God sal my siel loskoop van die mag van die doderyk, want hy sal my opneem, Sela. Vers 17 sê, wees nie bevrees as 'n man ryk word, as die rykdom van sy huis groot word nie, want by sy dood sal hy van alles niks saamneem nie. Sy heerlikheid sal nie neerdal agter hom aan nie. Al ag hy homself gelukkig in sy lewe, en prys hulle jou, omdat jy aan jouself goed doen, tog gaan sy siel na die geslag van sy vaders, tot in ewigheid sal hulle die lig nie sien nie. Die mens wat in aansien is, en geen verstand het nie, is soos die diere wat vergaan. Baie besondere Psalm, vir al hierdie laaste vers, die mens wat in aansien is, en geen verstand het nie, is soos die diere wat vergaan. Vanmôre gaan ek met u praat, uit vers 11, daar staan, want hy sien wyse manne sterwe, die dwaas en die onverstandige kom tesame om, en laat hulle vermoë aan ander na. Die tema dan, dieselfde lot tref die wyse en die dwaase, die ryke
en die arme. Nou vriende, hierdie psalm van die kinders van Korag is nog een van die besondere psalms wat ons in die Bybel vind, en vir al in die verlede gesê dat die Bybel of die psalms die mees geleese boek in die Bybel is onder kinders van die Here. Kinders van die Here deur al die eeue en al die lande, al die plekke in hierdie wêreld wat die Here ons gegee het, is die psalms die boek wat die meeste gelees word, juis omdat ons soveel waarhede daarin raak lees. Ons identifiseer met die skrywers. Waarom? Want hulle beleef dieselfde as wat ons beleef het. Ek het onlangs vir iemand gesê dat julle moet onthou, en die gedagte maar net is, toe hulle praat van dinge wat agteruit gaan in ons land en in die wêreld, vir hulle gesê, maar luister, onthou die Bybel is baie duidelik daaroor, dat alhoewel tegnologie vooruitgaan, bly die mens in sy wese presies dieselfde, van die skepping af, deur die eeue, tot vandag toe, so die mens in sy wese het nog glad nie verander nie. Daar is tegnologiese vooruitgang, daar is vooruitgang op sekere gebiede, maar die mens in sy wese bly dieselfde, sondaars, wat sy eie koers inslaan, ons almal het gedwaal soos skape, sê die Bybel, ons het elkeen sy eie pad geloop. En daarom, vriende, kan ons so assosieer met die psalmskrywers, omdat hulle as sondaars skryf, uit genade gered, om vir ons 'n boodskap te gee van God, en dan waarskuwings te gee, wat ook tydig is vir ons dag en ons tyd. En die kinders van Korag doen dit in hierdie psalm. Hulle kom en hulle bring so 'n bietjie 'n gelyke speelveld, om vir ryk en arm, vir die wyse en die dwaase te sê, moenie jouself beroem op wat jy het, of die kennis wat jy het nie, want dieselfde lot sal die ryke en die arme tref, die wyse en die dwaase. En hierdie psalm is 'n besondere psalm, vriende, juis omdat dit handel oor hierdie groot raaisel van die lewe, naamlik dat die dood, die wyse en die dwaase, die ryke en die arme tref, en dat daar geen onderskeid is nie. Ek wil jy gou 'n vraag vra aan die begin van die boodskap. Dink jy dat die samelewing onderskeid tref? Verseker. Die ryke kyk af na die arme, en baie keer kyk die arme af, of hy kyk na die ryke, en daar is in sy hart 'n weersin. Ons sien baie keer die wyse wat kyk na die dwaase, en hulle praat met minagting van hierdie mense, en dit wil sien ons net hoe hierdie hele samelewing in chaos is, juis omdat mense mekaar nie kan verdra nie, omdat hulle altyd in gevegtery teenoor mekaar is. En dis die gedagte van hierdie psalm, wat ons vanmôre sal besef, daar is wyses, daar is dwaases, daar is rykes, daar is armes, maar aan die einde van hierdie lewe gaan ons almal na een en dieselfde plek, ons gaan na die doodsjordaan, en dan of by die Here in die heerlikheid, of dan vir ewig verlore, wanneer God se oordeel oor ons kom. Net om hierdie gedagte in u hart vas te maak, kom ek gee gou vir u 'n paar verse wat handel hieroor. Psalm 89 vers 49. Daar staan, watter mens leef daar, wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red, uit die mag van die doderyk. Die woordjie Sela beteken, ons dink bietjie oor hierdie saak, die vraag vanmôre, wie is daar op hierdie aarde wat kan sê, die dood sal my nie tref nie? Wat kan sê, ek gaan ou dag sien, ek gaan baie jare leef, ek gaan nie sterwe nie? Nie een van ons wat vanmôre hier sit, is gewaarborg dat ons lang sal lewe nie, maar die feit van die saak, ons sal een of ander tyd sterwe. Job 14 vers 5. As dan sy dae vasgestel is, die getal van sy maande by u is, u vir hom grense gestel het, waar hy nie oor kan gaan nie. Dit praat van die mense lewensjare, die jare wat vasgestel is, en toe ons vir Nita begrawe het, Vrydag, ry ons deur daardie begrafplaas, en ons sien grafte van mense wat 23, mense wat 28, mense wat 80 en 90 is. Die gedagte net, die Bybel sê vir ons, dat dieselfde lot tref die wyse, die dwaase, die ryke, die arme, ons kan byvoeg, die jonges, die oues, almal sal een of ander tyd sterwe. Romeine 5 vers 12. Daarom is deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, deur in die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. So hier kom nou 'n antwoord vir ons. Waarom is die dood deel van ons lewe? Omdat sonde in die wêreld ingekom het. So die direkte uitvloeisel van sonde is die dood. Hoekom gaan ons sterwe? Omdat ons sondaars is. En by die sondeval het die Here gesê, eintlik voor die sondeval, as hulle van die vrug eet, sal hulle sterwe. En na die sondeval sê die Here vir Adam, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Daarom, vriende, kan nie een van ons die dood vryspring nie.
Baie belangrik om dit vanmôre raak te sien. Hebreërs 9:27, en net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Die woordjie bestem in die oorspronklike taal, die Engelse taal sê vir ons die appointment, die afspraak, die vaste afspraak wat God maak met die dag van ons dood. Die dag wanneer ons sal sterwe. Ek vra jou vanmôre, het jy in hierdie week gedink aan die dood? En jy gaan miskien nou vir my sê, en ek het dit hier in my notas geskryf, want ek weet hoe dink mense, want ek is ook een. Predikant is ook mense, glo dit of nie. Hierdie lyk na 'n somber prentjie wat ek vanmôre skep. En die wat miskien al ver in die jare gevorder is, sit miskien vanmôre daar en dink, "Jesus, ek wil nou nie iets oor die dood hoor nie. Die Bybel sê 70 as ek sterk is, 80, ek is naby dit. Ek wil nie vanmôre hoor oor dit nie. Maar ek wil vanmôre vir u kom hoop en vreugde en blydskap gee met hierdie boodskap. Want u sien, alhoewel dieselfde lot, die ryk en die arm, die wys en die dwaase tref, is daar die hoop vir die kind van God, dat ons van hierdie lewe na die ewige lewe sal gaan. So hierdie is nie 'n somber prentjie vanmôre nie, maar 'n boodskap van hoop, van vreugde, van blydskap, as ons lewe leef in die lig van God se geregtigheid. Jy sien, hierdie Psalm is 'n besondere waarskuwing vir die wat op hulle rykdom hoop en vertrou, vir die wat op hulle kennis hoop en vertrou, vir die lewe en die lewe wat kom na die dood. En ons gaan vanmôre 3 gedagtes hanteer. Maar dit as inleiding, die gedagte dat die Psalms die mees geleesde boek in die wêreld is, dat die kinders van Korag vir ons oor hierdie baie belangrike saak skryf, dat die dood elke mens sal tref, wil ek vanmôre 'n bietjie met u praat in die eerste gedagte oor jou en my wysheid, of ons rykdom, kan nie die dood verhoed of dit vryspring nie. Ek kan nie, vriende, met my slimme nasies die dood vryspring nie. Ek kan nie met al my geld die dood vryspring nie. En is presies wat die kinders vandag ook vir die eerste hoorders wou geleer het, vir die volk Israel wou geleer het, en ook vir ons. Kom ek lees gou vir u. Psalm 49 vers 6. Waarom sou ek vrees in die dae van onheil, as die ongeregtigheid van my onderkruipers my omring? Die wat vertrou op hulle vermoë en hulle beroem op die grootheid van hulle rykdom. Niemand kan ooit 'n broer loskoop nie. Hy kan aan God sy losprys nie gee nie, want die losprys van hulle lewe is te kosbaar en vir ewig ontoereikend, dat hy vir ewig sou voortlewe, die vernietiging nie sou sien nie. As 'n mens kyk na hierdie gedagte, dan sien ons baie duidelik, dat wysheid en rykdom nie die dood kan verhoed of kan vryspring nie. Hulle vertel van koningin Elisabeth, wat op haar sterfbed gesê het, all my possessions for one moment in time. Hierdie vrou wat eintlik die wêreld aan haar voete gehad het, kon nie 'n minuut ekstra gekoop het, toe die Here daar die lyn in die sand trek, en sy moes sterwe nie. Want u sien, die woord is baie duidelik, dat God het 'n bepaalde tyd daar geplaas, dat ons sal sterwe. Geld kan 'n mediese sorg vir ons elke maand betaal, dit kan vir ons medisyne koop, dit kan goeie dokters vir ons gee, dit kan vir ons help om gemaklik in die hospitaal te lê, maar dit kan nie die afspraak met die dood vryspring nie. Geen geld kan aangebied word om 'n ma of 'n pa of 'n vriend of 'n vriendin of 'n broer of 'n suster vir ekstra dae te laat lewe nie. Ek onthou toe my broer siek geword het in hierdie tyd van COVID, 4 jaar terug, my pa siek geword het, was hulle in van die beste hospitale in Suid-Afrika gewees. Van die beste behandeling wat hulle kon kry, en toe die Here die dag bepaal het, hulle albei gesterwe. Een 47, die ander 1,76, en die Here kom leer hierdie les. Hoor dit staan in vers 8, niemand kan ooit 'n broer loskoop nie. Hy kan aan God sy losprys nie gee nie, want die losprys van hulle lewe is te kosbaar en vir ewig ontoereikend. Ons kan al die geld in die wêreld gee, dit kan geen oomblik byvoeg by 'n mens se lewe nie. Deuteronomium 32 vers 39 sê vir ons, aanskou nou, dat dit ek is en dat daar geen God naas my is nie. Hierdie vers het my vorige kerkdenominasie niks van gehou nie. Een predikant het so ver gegaan om my te sê, hierdie vers moes nie in die Bybel gewees het nie. Maar hoor dit sê die Here self, ek, die God van hemel en aarde, maak dood, en ek maak lewend. Ek verbrysel en ek genees, en daar is niemand wat uit my hand red nie. En dis wat ons vanmôre moet sien, is die dood kom nie per toeval
na my kant toe nie. Dis nie per ongeluk. As ek net versigtiger hierdie ding gedoen het, of miskien hierdie fonds gehad het, of daardie medisyne gebruik het nie. Luister, die Bybel sê vir ons, God bepaal die dag en die uur van my dood. Mense sê so tyd terug vir my, maar as daar nie 'n ding soos 'n hartomleiding was nie, sou my pa nie oorleef het nie. Toe sê ek vir hom, luister, die Here het bepaal dat jou pa moes leef in die tyd van hartomleidings. Luister mooi wat ek vir u sê. Ek is nie toevallig gebore op 23 April 1970 nie. God het dit bepaal. Want hy het geweet in daardie tyd sal daar dokters wees wat my deur hierdie proses kan sit en dan kan genesing vir my kom wat hy eintlik maar bewerk. Maar die punt wat ek vir u wil maak vanmôre is, ons sal nie die dood ontvlug nie. Die Here sê hy maak dood, hy maak lewend, hy verbrysel en hy genees. 2 Konings 5 vers 7. Sodra die koning van Israel die brief gelees het, skeer hy sy klere en sê, is ek dan God om dood en lewend te maak, dat hierdie man aan my stuur, om van 'n man sy melaatsheid weg te neem, erken en sien tog net hoe dat hy 'n geleentheid teen my soek. Hierdie koning van Israel erken, hy het nie mag in sy hand om dood te maak of mense te dood en mense te laat lewe nie. Jy sal hierdie hele verhaal onthou en die hele gedagte van Naaman, wat later na die profeet moes kom en 7 keer onder die water induik om genesing te kry. Die koning van Israel erken en sê, luister, ek kan nie mense langer laat leef nie, ek het nie die vermoë daartoe nie. En dan lees ons in Openbaring 1 vers 17 en 18, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood in my hand. Die koning van Israel kon met al sy besittings nie iemand gesond maak of 'n dag by sy lewe gevoeg het nie. U en ek vanmôre met ons baie of min rykdom kan nie ons dag van ons dood uitstel nie. Ons kan nie geld gee om iemand anders se lewe te red nie. Daarom wil ek vanmôre vir jou by hierdie punt uitbring dat jy sal sien dat dieselfde lot tref die ryke en die arme, die wyse en die dwaase, en die Bybel sê vir ons niemand kan dit vryspring nie. Want dit is 'n afspraak wat God met ons maak en daarom moet ons gereed wees vir daardie bepaalde dag wanneer ons sal sterwe. Die tweede gedagte wat na vore gekom het in hierdie Psalm is jou en my rykdom kan nie saamgaan nie. Nou, 'n rykdom is 'n relatiewe begrip. Nou, as ek vanmôre praat van rykdom, dink u almal nou aan ouens soos Bill Gates of Elon Musk en al die manne wat meer het as ons. En ek wil vir u sê, ek het eendag 'n redenasie gehad met die swart man wat in my tuin gewerk het, hy vir my sê, jy is al maar ryk. Ek sê, nou, hoekom sê jy so? Was in Vredendal gewees, Afrikaans gepraat, hy Johannes Sols. Ek sê, Johannes, hoekom sê jy so? Hy sê, jy ry 2 karre en jy het 'n huis. Ek sê, nou maak jy die afleiding dat ek ryk is. Ek sê, ek vra hom toe die vraag, is jy ryk? Hy sê, nee. Ek sê, okay, kom ons kyk gou-gou, met watter oog kyk jy na my, en met watter oog kyk ander mense na jou. Ek verduidelik hom toe, die feit van die saak, ek het die 2 karre, die huis is nie myne nie, is die kerk se huis, ek het 'n salaris elke maand, en ek kan, my goedjies betaal, en ons kan kos koop, en in daardie opsig is ek ryk, en ek dank die Here daarvoor. Ek sê vir my, jy's net so ryk. Ek sê, die man wat op straat bly, en hy kyk na jou, sien dat jy elke môre na hierdie pastorie kom, en jy te werk. Jy het jou eie huis, in die gebied wat jy gekoop het, jy het 'n huis om in te bly vanaand. Ek sê, jy het geld om kos te koop. Ek sê, einde kyk hierdie ou na jou en hy sê vir jou, jy's ryk. So, die gedagte van rykdom is 'n relatiewe begrip. So, as jy vandag kos en klere het, is jy eintlik ryk. Dan het God vir jou baie gegee, dit wat jy nie verdien nie. Die psalmdigter kom en hy sê dieselfde gedagte vir ons. Of jy nou baie of min het, in die oë van ander, niks wat ek en jy het sal saamgaan nie. Ek het vir Nita begrawe, Vrydag, en sy het niks saamgevat nie. Niks. Kom ek lees vir u wat sê die psalmdigter. Psalm 49 vers 11. Want hy sien wyse sterwe, die dwaas en die onverstandige kom tesame om en laat hulle vermoë, hulle geld, hulle besittings, wat hulle mekaar gemaak het, waarvoor hulle hard gewerk het, aan ander na. Hulle binneste gedagtes, hulle dink die mens in sy lewe, as hy by mekaar gemaak het, dink in sy gedagte, my huis sal vir ewig wees. Hulle wonings van geslag tot geslag, hulle noem die lande na hulle name, maar die mens wat in aansien is, hou nie stand nie. Hy is soos die diere wat vergaan. Dit is die weg
van die wat op hulle self vertrou en van hulle volgelinge wat in hulle woorde behaai het. So skape word hulle bestem vir die doderyk. Die dood is hulle herder en die opregtes heers oor hulle in die môre. En hulle gestalte is daar vir die doderyk om te verteer, sodat daarvoor geen woning meer is nie. Toe ek hierdie Psalm voorberei het en ek bietjie gekyk het na hierdie gedagte, het ek raak gelees van 'n Joodse spreekwoord wat sê, there are no pockets in shrouds. Daar's geen sakke in 'n doodskleed nie. Ek sien so tyd terug 'n man daar in Amerika, daar waar hulle by die beeste boer wat hierdie verskriklike horings het. En hy het voor op sy Cadillac hierdie horings gemonteer. Wat ek wil vir julle sê is verskriklik. Hy bees het seker nekprobleme gehad en 'n nekstit gedra elke dag, want verskriklik. Nou wys hulle hoe hierdie man gesterf het en hulle begrawe hom in sy Cadillac met hierdie horings en hulle skryf onder, dit is die lewe. En ek dink hoe dwaas is ons net nie. Begrawe hom in sy Cadillac, gooi die sand bo-op en daar sit hy in hierdie kar dat hy nie 'n meter verder kan ry nie. Daar's nie 'n stukkie beesvleis wat hy verder kan eet nie. Daar's nie 'n bees wat hy deur in sy lewe sal sien nie. Die hele gedagte net is, ons kan niks saamvat nie, al wil die wêreld vir ons leer, dat ons in hierdie rykdom en luksheid begrawe kan word. U sien, die Bybel sê vir ons in die Nuwe Testament baie duidelik, Lukas 12 vers 18, toe vertel hy hierdie gelykenis, 'n ryk man se grond het goed gedra, en hy het by homself geredeneer, sien jy dieselfde gedagte, as wat die kinders van Korag sê, die ryk mense, die mense wat baie het, mense wat bymekaar gemaak het, sê in hulle gedagtes, ons huis sal vir ewig staan. Hierdie ryk man sê, my grond het goed gedra. En hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou en ek sal daar al my opbrekste en my goed insamel. En ek sê vir my siel, sê siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem, rus, eet, drink, wees vrolik. Het klink amper of hierdie man in Suid-Afrika, in Amerika, in Europa geleef het in die jaar 2025. Dis die gesindheid van die meeste mense. Ek wil by mekaar maak om dan hierdie lewe te leef. Ek het hierdie woorde vir u onderstreep, maar God het gesê. Wie die laaste woord? God. God het gesê, jou dwaas, die mense wat om hom gewoon het gedink, hy is 'n wyse. Hulle het gedink, wow, kyk hierdie suksesvolle besigheidsman, kyk hierdie man, ek wens ek was soos hy. Ek het al baie min kinders gehoor wat gesê het, ek wens ek kan John McArthur wees, of 'n R.C. Sproul. Maar as jy hoor, wil hulle Elon Musk wees, of hulle wil Bill Gates wees. Waarom? Want rykdom bring tog in 'n mate vir ons 'n sekuriteit. Alles te valse sekuriteit bring dit tog steeds vir ons so iets. God praat en hy sê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis, en wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees, vraagteken? En nou kom die antwoord van hierdie gedeelte, vers 21. So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Dis nie 'n sonde om geld te hê nie, dis nie 'n sonde om ryk te wees nie. Maar as jy ryk is buite die Here, as jy dit wat jy het gebruik vir jouself, hoor dat ek jou vandag sê, dan het jy 'n nuttelose, doellose lewe en sal jy sterf en God se oordeel tegemoet gaan. Ek onthou jare gelede, oom baie goed geken, baie goeie besigheid gehad, 'n vulstasie, 'n motorhandelaar, en hy het goed gedoen. Baie jong ouderdom, 47, het hy gesterwe. En sy seun het alles geërwe, sy seun en sy vrou en sy dogter, maar na die man se afsterwe, het die seun die besigheid deurgetrek. Paar maande later, toe kry my pa die vrou, waar sy by 'n prokureur se ontvangswerk, alles uitspandeer. En ek het daaraan gedink, ons moet met 'n los hand vashou aan dit wat die Here aan ons toe vertrou, want dit sal nie vir altyd hou nie. Hierdie man het hard gewerk om by mekaar te maak, sy seun kom in 'n paar oomblikke en hy mors dit, en dit is presies wat die Bybel vir ons sê, dat ons rykdom sal nie saam met ons gaan nie, daarom moet dit nie ons eerste prioriteit wees nie, maar ons moet God dank vir wat hy ons gee, en hom vertrou, om vir ons wysheid te gee in ons lewe saam met hom. Die hoop van die kind van God is heel anders as hierdie gelykenis wat ek nou vir u gelees het, van die ryk dwaas.
Hoor die hoop van die kind van God. Paulus sê, want ons weet, 'n sekerheid wat hy sê, dat as ons aardse tentwoning hierdie liggaam afgebreek word, het ons 'n gebou van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Want ons wat nog in die tente sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontkleed nie, maar oorkleed wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Daarom het ons altyd goeie moed, en weet dat ons, as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskoue nie. Ons het goeie moed, en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Daarom lê ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Paulus kom gee vir ons 'n groot waarheid hier. Hy sê vir ons, omdat ons niks kan saamvat nie, alles wat ons by mekaar gemaak het, ons niks kan saamvat nie, moet ons rykdom vind in die Here. Moet ons blydskap en ons vreugde vind in die Here. Moet ons die pad saam met die Here stap. Moet ons hom vertrou vir ons lewe elke dag. Jy sien, dit is die belangrikheid wat ons raak sien in hierdie psalm. Dat die kinders van Korag vir ons kom sê dat een of ander tyd sal ryk en arme sterf, wyse en dwaase mense sal sterf. Ons sal terugkeer na die stof van die aarde. En ag vriende, die wat in Christus gesterf het, sal by hom in sy heerlikheid wees. En die wat vertrou het op hulle rykdom, vertrou het op hulle vermoëns, op hulle wysheid, sal God se oordeel tegemoet gaan. Mense koester hulle liggaam, hulle spandeer duisende rande. Jy moet maar bietjie die statistieke gaan lees. Deesdae is daar hierdie, ek wil amper sê, absolute ongekende belangstelling in hoe ek langer kan lewe. Wat kan ek doen om langer te lewe? Mense wat sekere geld belê vooruit om hulle liggame te vries, as daar een of ander iets sou gebeur, om later weer te herleef. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Bybel sê die mens is bestem om eenmaal te sterwe. Hierdie interimtyd is ons rentmeesters van dit wat God aan ons toevertrou het. Ons sal niks saamvat nie. Daarom kom die Bybel en hy leer vir ons baie duidelik, gebruik jou tydelike middele deur dit vooruit te stuur in hemelse beleggings. Belê in God se koninkryk dat jy waarlik wys kan wees. Kom ek lees vir julle wat sê Jesus self. Hy sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Vers 24 sê, niemand kan twee here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan God en Mammon nie saam dien nie. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. In my jare in die bediening het ek langs baie beddens gestaan waar mense op die punt was om te sterwe. Ek het nog nie een persoon gehoor wat vir my gesê het, dominee, herinner my net gou hoeveel het ek in my bankrekening. Herinner my net gou van al my suksesse wat ek in my lewe behaal het nie. Hy lê daar en hyg na sy asem. En hy vra, bid vir my. Bid vir my vrou, bid vir my kinders. Daardie nood, daardie diepe nood om te besef, alles wat ek by mekaar gemaak het, sal nou aan 'n ander een oorgelaat word. En dit bring ons by die derde gedagte vanmôre waar ons nie gaan afsluit. Jou en my rykdom kan nie permanente roem en aansien koop nie. Dis die laaste gedagte wat hierdie kinders van Korag deurgee aan die volk Israel, wie eerste hier Psalm gelees het en of gesing het, en dan ons wat hom vanmôre lees, vers 17 sê, wees nie bevrees as 'n man ryk word en as die rykdom van sy huis groot word nie, want by sy dood sal hy van alles niks saamneem, sy heerlikheid sal nie neerdal agter hom aan nie. Al ag hy homself gelukkig in sy lewe en prys hulle hom of jou, omdat jy jouself goed doen, tog gaan sy siel na die geslag van sy vaders, tot in ewigheid sal hy die lig nie sien nie. Die mens wat in aansien is en geen verstand het nie, is soos diere wat vergaan. Vriende, ek probeer nie vanmôre vir u sê dat ons mense wat sterwe moet vergeet nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar watter herinnering het ons aan hulle wat sterwe? En dis die groot probleem wat ons vandag mee sit. In die wêreld sien ons dit al hoe meer.
Ons sien hoe strate vernoem word na sekere mense. Daar toe ons geland het in Windhoek, is die Hosea something lughawe. En hier by ons is dit 'n Oliver Tambo, en daar staan hierdie massiewe beeld. Weet nie of die ou 'n koerant vashou of wat hy vashou nie, maar jy sien hierdie beeld, en ek dink myself, wie was Oliver Tambo, en wie was Hosea Kutaku, of wat ook al. Ons weet nie, ons ken hulle nie. Hulle gedagtenis gaan verby, almal land op die lughawe, en hulle styg weer op, en hulle gee nie 'n gedagte aan hierdie persoon, wat 'n diep spoor getrap het, lyk my in mense se geskiedenis, of in een of ander politieke party nie. Die gedagte wat die Bybel vir ons wil deurgee, wat ek vanmôre moet raak sien, wat vir my uitgestaan het, is dat ons kan nie permanente aansien koop nie. Ons kan nie vir mense sê, luister, jy kan A, B en C by my erf, maar jy moet vir die volgende 20 jaar van my praat elke dag nie. Wie gaan jou monitor? Wie gaan op die einde van die dag sien of hulle van jou praat? Luister, die meeste mense, as daardie pa en ma die dag sterwe, of daardie oom of tannie sterwe, en hulle weet hulle is op 'n manier in daardie testament ingeskryf, dink by hulle self, hierdie begrafnis moet nou oor en uit. Ek wil sien wat staan in daai testament. Ek wil sien wat kan ek kry uit hierdie storie. En hulle besef nie dat hierdie persoon ook by mekaar gemaak het, gesterwe het, hulle sal ook by mekaar maak en sterwe. Geen blywende naam sal oorbly nie. Daar sal geen roem gekoop kan word nie. Want die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat wanneer ons sterwe, vriende, dan sal ons by hierdie God van hemel en aarde voor hom gaan staan, om ook vir hom rekenskap te gee. Vers 16 was vir my 'n uitstaande vers, wat dien as hoop vir die kind van die Here. Want u sien, dit gaan nie vir ons oor 'n naam, wat ons nalaat nie. Ons praat van manne soos John MacArthur en R.C. Sproul en Martin Luther en Johannes Calvin, en die Here selfs met ons voorgangers herdenk. Ons moet aan hulle dink. Maar vir die kind van die Here, ons bly nie daarby nie. Ons kyk verby hulle na ons koning, wat hulle gebruik het om ons na hom toe te trek. En hier is die hoop vir die kind van die Here. Ons soek nie blywende aansien op aarde nie. Ons wil nie ons naam moet op een of ander plakkaat verskyn, of by een of ander gebou vasgemessel word nie. Ons soek nie 'n straatnaam nie, ons wil weet. Ons naam is geskryf in die boek van die lewe van die lam, en hoor dit staan in vers 16. Maar God sal my siel loskoop van die mag van die doderyk, want hy sal my opneem. Kyk die hopeloosheid van die ongeredde, van die wat op hulle rykdom vertrou, van die wat op hulle wysheid vertrou. Hulle sal afsak na die doderyk. Hulle sal neerdaal na hierdie plek waar daar geen lig ooit weer sal wees nie. Aan die ander kant die kind van die Here, die hoop wat die kinders van Korag deurgee vir die kinders van God. Maar God sal my siel loskoop. Ons almal gaan sterwe. Ons kan dit nie vryspring nie. Ons almal sal graf toe gaan. Ons liggame sal verteer word in die graf. Maar die Bybel sê ons siele sal in die heerlikheid van die Here wees. Dis ons hoop. Dis wat ons as kinders van die Here laat opstaan in die môre, en dat ons aangaan om dan ook die nuwe dag so tegemoet te gaan. Hoor wat sê 1 Tessalonisense 4 vers 13, maar broeders, ek wil nie dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapes nie, sodat julle nie treur soos die wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, dan sal God ook. U sien, dan sal God ook. Hy die ewige, wat vir ons lewe gegee het, hy sal ook so, die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met die geklank van die basuin van God. En die wat aan Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Ek wil jou vanmôre vra, is daar so tikkie van weemoed in jou hart as jy dink aan die dood? Jouself dink, maar ek wil nie graag doodgaan nie. Ek wil lewe vir so lank ek kan. Dan wil ek jou vra om tog net so bietjie stil te staan by Psalm 49. En te besef, God gaan jou nie 'n dag voor die tyd wegneem nie. En jy gaan nie 'n dag langer leef nie. Maar, ek wil ook hê jy moet vanmôre bemoedig word met die vooruitsig van die dood. Dat dit vir die kind van God nie 'n hopelose stap is nie.
Dis nie 'n sprong in die donker waar ek duim vashou en tog hoop dat God aan die ander kant sal wees nie. Vir die kind van die Here sê die kinders van Korag is hierdie vaste sekerheid, dat my siel losgekoop is, en dat ek by die Here in sy heerlikheid sal wees. Ek onthou 'n verhaal, dis baie jare gelede terug wat ek het gehoor het. Dit was my so treurig gewees toe ek na die verhaal luister, en ek het dit al in voorheen in boodskappe gebruik, waar die boer met hierdie rooi Afrikaner beeste geboer het. Hy het sy seun alles daarvan geleer, en eendag is daar 'n ongeluk in die kraal, en hierdie kind word deur een van daardie beeste getrap, en hy's besig om te sterwe. En hy sê vir sy pa, jy het my alles geleer van rooi Afrikaner beeste, maar jy het my nie geleer om te sterwe nie. Jy het nie my gepraat oor die dag wat gaan aanbreek, dat ek moet sterwe, en ek voor God moet gaan staan nie. Dis ek jou vra vanmôre. Waaroor gaan jou lewe? Waarmee is jy besig? Jou en my rykdom gaan nie vir ons permanente aansien kan koop nie. Ons kan watter stand in die samelewing hê. As ons sterwe, is daar net een gedagte, is ons siele losgekoop, behoort ons aan die Here. 1 Korintiërs 15:58, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Vanmôre dink jy by jouself, maar ag, ek doen eenvoudige werk daar by my werksplek, en mense sien my nie eintlik raak nie, ek vra jou wees 'n getuie vir die Here daar. Dis wat die Here jou wil gebruik. Miskien is jy vanmôre die eienaar van 'n besigheid, miskien die CEO van 'n besigheid, miskien wat ook al, die posisie wat jy vervul. Ek wil jou vra vanmôre dat jy daar vir die Here 'n getuie sal wees. Miskien sal hulle bly wees as jy sterwe die dag. Maar mag die Here genade gee dat hulle jou boodskap sal onthou. Dat jy getuig het aangaande Jesus Christus. My swaar, hy's langer al my swaar as wat amper wat my broer geleef het. En hy tree nou af einde van die maand. En die wonderlike getuienis wat deurgekom het, hy dien die Here al baie jare, ouderling in die kerk gewees vir baie jare, hou ook bidure van tyd tot tyd, soos broer Hentie vir ons hier help en andere. En toe hy nou aftree, was daar wonderlike getuienisse wat die mense gesê het, hierdie man het eintlik basies geleef wat hy gepreek het. Sy woord en sy daad was dieselfde. Daar was nie 'n vloek en 'n skel, daar was nie 'n skree en 'n oneerlikheid. Hulle gaan hom mis. Hulle het hom al reeds kontrakte aangebied om langer aan te bly. Hy sê hy wil bietjie Namibië gaan toer. Maar die gedagte net is, dit gaan nie oor die naam nie. Dit gaan nie oor wat ek nalaat nie, dit gaan oor die getuienis en die feit dat ek aan Christus Jesus behoort. Daarom, wees standvastig, wat die Here jou geplaas het, sodat jy vir hom ook 'n getuie kan wees en die mooi so by hom kan ontvang. Die laaste ou versie wat ek wil voorhou, dan sluit ons af. 1 Petrus 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat aan sy groote barmhartigheid, na sy groote barmhartigheid, het hy ons die wedergeboorte geskenk, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat, vir die woord uitgelig, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof, tot die saligheid wat gereed is, om geopenbaar te word in die laaste tyd. Aan die einde van hierdie lewe gaan dieselfde lot, die ryke en die arme tref. Jou en my rykdom kan nie die dood verhoed of dit vryspring nie. Jou en my rykdom kan nie saamgaan nie. Jou en my rykdom kan nie permanente roem en aansien koop nie. So wat is die boodskap vanmôre? Matteus 16:26. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel? Ek wil vanmôre vir u sê, dit gaan oor jou siel. Dit gaan oor my siel. Dis wat gaan saak maak aan die einde van hierdie lewe. Ja, ons moet werk. Ons moet by mekaar maak. Ons moet spaar. Ons kan koop. Die Here is vir ons goed en genadig. Ons belê in sy koninkryk. Ons brei sy koninkryk uit deur ons dade wat ons doen, die werke wat ons doen vir hom. Maar aan die einde van die lewe weet ons, die lyn word in die sand getrek. Ons gaan sterwe. As u vanmôre die Here nie ken nie, is daar vir jou geen hoop. As daar die sterfdag aangebreek het nie. Dis 'n plek van duisternis.
Dis 'n plek waar die Bybel sê mense hulle tonge sal kou van die pyn. Waar daar hierdie wurm nie sal sterf en die Bybel sê die vuur nie geblus word nie. Dis God se werklikheid. Maar vir ons wat in Christus sterwe, wat 'n wonderlike hoop. Wat 'n wonderlike vooruitsig dat ons in sy heerlikheid sal wees en uit sy mond sal hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Ek hoop en ek vertrou dat u vanmôre hierdie saak met die Here sal uitmaak en uit hierdie baie besondere Psalm nie hier sal wegstap en wanhoop en sal sê, joh, dit was 'n te neerdrukkende boodskap. Maar u sal wegstap en sê, ek dank God in Christus. Is hierdie lewe die moeite werd, maar die een wat kom, nog soveel meer. Mag die Here ons seën en wysheid gee, kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons uit hierdie Psalm, hierdie kosbare lesse kon leer. Help ons om reg te begin dink oor hierdie lewe in die ewigheid. Ons almal wil graag meer hê. Ons sit baie keer tyd en energie in om meer by mekaar te maak. Ons is soms, Here, so gefokus op die hier en nou, dat ons nie dink aan die ewigheid. Ons dink nie aan die dag van ons dood. Ons dink nie aan die dag van rekenskap nie. En daarom pleit en vra ek u, Here, dat u groot genade sal gee vir my en my huis. Elkeen hier teenwoordig, elkeen wat inskakel. Dat ons u in die eerste plek sal dank wat u aan ons toevertrou. Dat ons u sal dank daarvoor. Maar dat ons wyse rentmeester sal wees. Maar nooit ons oë sal afhou van die ewigheid nie. En daardie dag, Here, wanneer ons sterwe, is alle hoop verby. Dan sal ons of in Christus, of sonder Christus gesterwe het. Mag ons wyses wees, verstandige mense, wat se lampe vol olie is, dat ons sal wag op ons meester, tot ons sy stem hoor wat sê, kom op hierheen. Amen. Kom ons sing hierdie pragtige lied, wat sê, doen slegs u wil, Heer, u wil met my, u pottebakker, met my die klei, vorm my en maak my net soos u wil, op u slegs wag ek nederig en stil. Kom ons staan, dan sing ons hierdie 2 versies, dan ook hartlik saam om die diens mee af te sluit. Doen van die seën van die Here, dan gaan hy in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die troopsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees bly met ons, herinner ons aan hierdie groot waarheid van Psalm 49 en leer ons om as wyses te lewe met die oë gefestig op Christus.